ons ken nie noodwendig die storms wat elke persoon beleef. Ons weet nie van die vrees nie. Jy staan op en dag sê, Here, vandag gaan ek op water loop, man. Jesus se antwoord, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Ek wil vandag vir jou sê, die woord van die Here sê, 'n nuwe dag breek aan. Jy en ek is nooit buite die bereik van Jesus se hand nie. Halleluja. In hierdie ganse univers is dit onmoontlik, Here, om te weet wie U is. Maar U het U self gewys aan ons. Ons kan lief wees vir U, omdat U eers lief was vir ons. Dankie dat ons nie verder hoef te stoei as dit nie. Want U liefde, Here, U liefde kom by die boonste piek van die hoogste berg uit. En U liefde kry ons ook in ons diepste, donkerste vallei. U kom haal ons uit. Dankie vir U nimmer eindigende liefde. Ons verdien dit nie, Here. Ons verdien nie om kinders van God gereken te word, maar nog steeds is ons erfgename saam met Christus Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Erfgename eerstens van die hemel en tweedens van die Vader se liefde. Hoe smag ons daarna, Here, om die volheid van U glorie te aanskou. Ons het almal 'n Jesus gevormde gat in ons harte, Here. En niks in hierdie wêreld kan dit vul behalwe U nie. Dankie dat U ons vul. Al gaan ek na die hoogste berg toe, daar kry U my. En sou ek in die diepste donker wees, daar kry U my ook. Waarheen kan ek dan anders vlug om weg te kom van U teenwoordigheid af? Nêrens heen nie, want U is daar. In plaas daarvan om weg te vlug, Here, hardloop ons vanoggend reguit in die Vaderarms. Welkom, Abba Vader. Word verhoog in ons midde. Ons bid dan nou ook verder, Here, vir Pastor Jacques wat vir ons die woord gaan bring, Here. Mag hy dit vir ons oopbreek, Here. Mag hy vir ons verduidelik en vertel die diepte van U Gees. Mag ons vanoggend gestig word en geïnspireer word, Here, deur die gesproke woord. Ons sien uit, Here, om gevoed te word deur U. Kom voed ons vanoggend, Here. Gebruik Pastor Jacques as die middel, Here, waardeur U woord gaan. Ons is oop en ontvanklik vir U. Alle lof, alle eer, alle heerlikheid, alle mag, alle majesteit, alle glorie en alle heerskappy behoort nou en vir ewig aan die enigste koning van konings en die Here van die Here. Amen en amen. Wat 'n besonderse voorreg om vanoggend weer saam met julle te kan wees. En die tema van my boodskap is vanoggend kyk weer na Jesus. Sê saam met my, kyk weer na Jesus. En ek wil 'n bekende gedeelte in Matteus 14 vanaf vers 22 vir julle lees. Dit is 'n gedeelte wat julle almal ken, maar kom ons lees daaruit uit die 33 vertaling uit, gaan ek vir jou voorlees. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur.
En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle toe gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus toe te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy hard uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. En hulle het oorgevaar in die land van Genesaret toe. En die manne van daardie plek het hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak. En almal wat dit aangeraak het, het gesond geword. En ons almal sê, amen. Wat 'n kosbare gedeelte. Ek weet nie van jou nie, maar elkeen van ons wat vandag hier sit, het ietsie in gemeen en ons noem dit storms. Is dit nie so nie? Sommige storms wat ek en jy beleef is sigbare storms. Finansiële uitdagings, siekte, verhoudingsprobleme, konflik, druk. Ons beleef dit. Van die ander storms wat ons beleef is onsigbaar. As jy 'n bietjie rondkyk na jou en om jou kyk, sal ons sien ons mense. Maar ons ken nie noodwendig die storms wat elke persoon beleef nie. Ons weet nie van die vrees nie. Ons ken nie die twyfel nie. Ons ken nie die bekommernis nie. Ons ken nie die moegheid nie. Ons ken nie die hopeloosheid wat mense ervaar nie. Maar die storms wat hulle beleef. En 'n storie soos hierdie verhaal van die disippels en van Petrus wat in die skei geklim het, is so 'n troosboodskap vandag vir ons. Hoekom 'n troosboodskap? Want jy gaan later sien. Want hierdie was eenvoudige manne wat op grond van Jesus se bevel, Petrus wat uit die water uitgeklim het en na Jesus toe geloop het. Ek dink op daardie oomblik moes hy gevoel het soos 'n geloofsheld. Het jy al so gevoel? Jy staan op en dag sê, Here, vandag gaan ek op water loop, man. Vandag, Here, gaan ek my deurbraak kry. Vandag, Here, gaan ek genesing ervaar vir hierdie siekte. Vandag, Here, vandag. Ons voel soos geloofshelde. En in 'n oomblik gebeur ietsie. In 'n oomblik van 'n geloofsheld na iemand wat voel hy val. In 'n oomblik neem hy sy fokus af van Jesus af en hy plaas sy fokus op die golwe en hy begin sink. Maar iets wat ek by Petrus leer, hy sink nie net nie, hy roep uit en hy sê, Here, red my. Sê vir iemand langs jou, Here, red my. Here, red my. Wat 'n kort en kragtige gebed. 'n Sekerlike gebed wat baie van ons al gebid het, nê? Here, red my. Ek het U nodig. Hy kyk na die wind, hy kyk na die golwe en hy roep uit. Jesus se antwoord, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En baie keer as ons na hierdie gedeelte kyk, kan dit soos nog 'n hou voel op ons geloofslewe. So veroordelend. Maar as ons die hart van ons Vader ken, Dawie, dan sien ons nie, dis nie Jesus wat hier in veroordeling kom nie. Hierdie is nie 'n muur waarteen ons vashardloop nie. Maar hierdie is eintlik 'n deur, 'n uitnodiging vir groei. Dis 'n uitnodiging vir beter. Dis 'n uitnodiging na groter geloof toe. En baie van ons wat vandag dalk hier sit, het dalk hierdie identiteit wat jou eie gemaak en sê, ag nee, ek is moeg. Ek is maar 'n klein gelowige, ek sink maar. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy is nie geroep om te sink nie, jy is geroep om op water te loop. En ons almal sê, amen. Nou wat beteken klein gelowige? Toe ek hierdie woordjie die eerste keer raak lees, het ek besef, dit beteken nie ongeloof nie. Want dit is dadelik wat ons dink is ongeloof. Klein gelowige is iemand soos ek en jy wat net sukkel. Hy is iemand wat wankel. Hy is iemand wat worstel. Maar hierdie storie, hierdie verhaal bied vir jou en my troos. Ons gaan nou sien hoekom.
Want kom ons wees eerlik. Wat het verander toe Petrus uit die boontjie uitgeklim het totdat hy gesink het? Het die golwe groter geword? Het die wind harder gewaai? Nee, sy fokus het verander. Vir 'n oomblik het die storm hom oorweldig. En dit is hoe ons voel soos die disippels. Dit voel net of alles teen ons is. Die lewe is teen ons. Alles is onregverdig. Ek het nou net deur hierdie moeilike omstandigheid gekom. Nou is dit net weer eens nog 'n uitdaging. En dit voel baie keer vir ons as kinders van die Here, Here, gaan die son ooit weer skyn? Dit is soos hierdie week gevoel, is dit nie so nie? Gaan die son weer skyn? Ek wil vandag vir jou sê, die woord van die Here sê, daai 'n nuwe dag breek aan. 'n Nuwe dag breek aan. Sien jy, want die kern van klein gelowigheid is dit. Ons fokus op die probleem en nie op die Here nie. Ons fokus op die tekort en nie op die voorsiener nie. Ons fokus op die vrees en nie op die verlosser nie. En dalk is vandag 'n dag waar die Here jou net herinner, kyk weer na Jesus. Dalk is vandag net die dag wat jy besef, ek het dalk aanvaar dat dit is waar ek nou mag gaan bly. Ek het nou maar my lot aanvaar. Ek het nou maar hierdie situasie so gerasionaliseer in my kop en sê, dis maar wat gebeur en dis maar waar ek is. En so baie keer neem ons aan daardie mentaliteit en daardie identiteit van, ek gaan dit nooit maak nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy is tot alles in staat deur Christus wat vir jou die krag gee. Dis jou ware identiteit. En ek wil hê jy moet daaraan vashou. Sien jy? Want klein gelowig, om te twyfel, is om te sukkel, is om te wankel, dis om te worstel. Maar ek het vandag vir jou hoop. Hoekom? Want hierdie verhaal, George, leer my een ding. Jy en ek is nooit buite die bereik van Jesus se hand nie. Halleluja. Ons is nooit buite die bereik van sy hand nie. Want toe Petrus sink, het hy onmiddellik gesê, Here, red my. En wat het Jesus gedoen? Hy het hom gered. Hy het nie eers vir hom gesê, hey, klein gelowige, dit skree daar onder, hy is besig om te verdrink nie. Nee, hy het hom eers gered. En die Here gebruik dalk baie keer uitdagings en omstandighede in jou lewe om jou karakter te bou. Want dit wat dalk die vyand op hierdie oomblik wil gebruik om jou te breek, dalk is dit wat God gebruik om jou te bou. Hoor mooi. Dit wat die vyand dalk op hierdie oomblik gebruik om jou te breek, is dit wat God gaan gebruik om jou te bou. En ons almal sê halleluja. Want een ding wat ek weet, ek is nie buite die bereik van Jesus se hand nie. Jy is nie buite die bereik van sy reddende hart nie. Een ding wat so kosbaar is in hierdie gedeelte, is dat die Bybel ook nie net met ons praat oor klein geloof. Hy is baie gedeeltes wat hy met ons praat oor klein gelowige, maar daar's mooi gedeeltes wat die woord ons ook aanspoor tot groot geloof. Soos die Romeinse soldaat in Matteus 8, 'n offisier, wat na Jesus toe kom en sê, Jesus, een van my slawe is siek. Wil u nie net 'n woord spreek en dat hy gesond kan word nie? En Jesus sê, nee, ek sal saam met jou kom. En hoor wat is hierdie offisier se uitspraak? Hy sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Sê net 'n woord en my dienaar sal gesond word. Die Bybel leer ons dat Jesus was eintlik verstom, heeltemal onkant gevang. En hoor wat is Jesus se woorde? Ek het by niemand in Israel so 'n groot geloof gevind nie. Luister, ek wil vandag vir jou sê, toe Petrus uit daai bootjie uitklim, het hy groot geloof gehad. Eerens, voordat jy twyfeling beleef het, het jy groot geloof in jou hart beleef. Eerens, voordat jy by 'n plek gekom het waar jy gedink het, daar is geen uitkoms nie, waar jy die handdoek wil ingooi, was daar 'n plek waar jy onverskrokke in God se woord geglo het oor jou situasie en oor jou lewe. Maar wat gebeur? Ons skuif ons fokus. En vandag wil die Here weer vir jou sê, draai weer, kyk weer na Jesus. Want iets besonders in hierdie gedeelte. Daar is iets baie besonders in hierdie gedeelte. Die besonders in hierdie gedeelte is dat al het die disippels Jesus fisies by hulle gehad, het hulle getwyfel. Maar hierdie offisier het net in die woord vertrou van die Here. En hy het geglo. Die disippels kyk na die storm. Hierdie Romeinse offisier kyk na die gesag
van Jesus se woord in sy lewe. Die disipel sink, hierdie offisier se geloof staan vas. Sien, is 2 kante van die muntstuk en elke keer in ons lewe bevind ons onsself in een van hierdie kante. Maar ek wil jou vandag vra, wat is hierdie woord? Is dit maar net mooi woorde? Is dit net 'n mooi storie? Of is dit God se woord self? Is hierdie woord nog kragtig? Is hierdie woord nog standhoudend? Is hierdie woord nog waar? Is hierdie woord nog uitgeroep en uitgespreek oor jou lewe? Soos wat die Romeinse offisier sê, Here, spreek net 'n woord. Ek wil vandag sê, daar is oor jou lewe uitgeroep. Jy is die kop en nie die stert nie. Daar is oor jou lewe uitgeroep, kind van die Here, dat daar is niks wat jou kan skei van sy liefde nie. Daar is oor jou lewe uitgeroep, dat jou God sal in elke behoefte van jou ryklik voorsien. Daar is oor jou lewe uitgeroep, dat jy is tot alles in staat deur Christus wat vir jou die krag gee. Daar is oor jou lewe uitgeroep, die Here is jou herder, jy kom niks kort nie. Daar is oor jou lewe uitgeroep, al gaan jy deur hierdie vallei van doodskade weer, jy sal geen onheil vrees nie. Maar wat herken jy in jou storm? Herken jy die geluid van die wind, of herken jy nog die gesproke woord in jou lewe, wat oor jou uitgeroep is? Hierdie woord is oor jou uitgeroep. Ek en jy is in staat om van groot geloof na klein geloof te beweeg. Maar ons is in staat om van klein geloof onsself weer te herinner aan die groot geloof. Want hoor wat het Charles Spurgeon gesê, hy was 'n bekende prediker. Hy word geag as die beste prediker in die wêreld. Hy het hierdie volgende gesê: die waarde van geloof lê nie in sy grootheid nie, maar in die grootheid van hom in wie jy glo. Hoor mooi, die waarde van geloof lê nie in sy grootte nie, maar dit lê in die grootheid van hom in wie jy glo. Kind van die Here, ek wil jou herinner vandag, in wie glo jy? In wie glo jy? Glo jy dat die graf is leeg vandag? Glo jy hy sit aan die regterhand van die Vader wat hy heers en regeer? Glo jy alle mag en gesag en autoriteit is aan hom gegee? Glo jy die vyand is oorwin? Waarin glo ons vandag? In wie glo ons? Ons glo in die grootheid van die een wat genoem word Jahwe. Amen. Hy is betroubaar. En daarom lê groot geloof se sukses, die waarde daarvan, volkome op die woord van God. Jou mense het altyd gesê, if God said it, I believe it, and that settles it. Is dit nie so nie? If God said it, I believe it, and that settles it. So ek wil vandag vir jou sê, God het 'n sagtheid vir jou wanneer jy vandag worstel, wanneer jy sukkel en wanneer jou geloof wankel. Maar ek wil jou vandag herinner, kind van die Here, moenie die dag van klein beginne onderskat nie. Moenie die dag van klein dinge verag nie, soos wat die profete gesê het nie. God begin dikwels met klein geloof om groot dinge te verrig. Amen. Klein geloof, wil ek vandag vir jou sê, is nog steeds geloof. Want al was jou geloof maar net soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg gaan sê, werp jou in die see, en so sal dit wees. So ek wil vandag vir jou sê, al sukkel jy, al worstel jy, al wankel jou geloof, moet net nooit ophou. Glo nie, bly vertrou, bly deurdruk, bly glo, dat hy by magte is om te doen. Ek wil jou vandag herinner, kind van die Here, dat ek en jy sink gewoonlik, wanneer ons na 'n situasie kyk en ons meet ons tekortkominge. Die Here wil vandag hê jy moet na jou situasie kyk, en jy moet dit meet op grond van sy getrouheid. Halleluja! Ek en jy verloor altyd. En wanneer jy na 'n situasie kyk in jou vermoë,
Here het jou nie geroep om harder te kom werk nie. Hy het jou geroep om oorwinning te kom leef. Halleluja. Ek wil jou herinner vandag, kind van die Here, dat jy is geroep om op water te loop. Start believing in what God said. Kom weer by daardie plek waar jy sê, Here, ek het gesukkel, maar in geloof roep ek uit, Here, red my. Wat so uniek is aan hierdie kosbare storie, nadat hy dit uitroep, onmiddellik het Jesus hom gered. Is dit nie so nie? En ek kyk baie keer na hierdie verhaal en ek dink by myself, Jesus het eers na hulle toe gegaan in die 4de nagwaak. Dis eers die volgende oggend. Hy het laat hulle die hele aand roei. Ek en jy as ons kinders sien, as ons kinders swaar kry, wat doen ons? Ons help dadelik. Is dit nie so nie? En ek wonder baie keer daaroor, hoekom het Jesus eers in die 4de nagwaak na hulle toe gegaan? Kan dit wees dat wanneer ons nog ons eie krag het, dan is hy net 'n opsie? Die Here bring ons baie keer by daardie plek waar ons geen ander opsie het as om uit te roep na hom nie. Sê, Here, red my en help my. Daardie disippels was geharde vissermanne, man. Hulle het geweet wat dit is om te roei. Maar ek dink toe Jesus by hulle kom, het hulle niks meer krag oor gehad nie. Toe was hy hulle enigste opsie. Sien jy, ons het nog te veel opsies in ons lewe. Ek gaan maar eers met die bankbestuurder praat, daar kan hy my help. Dis om my eerste opsie. Ek gaan na hom toe. Maar maak seker jy gaan na jou bankbestuurder en my eerste gebid, voordat jy na hom toe gaan. Hoor julle, die kern en die kruks van die saak. Kyk weer na Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, my boodskap is nie om vir jou te sê, moenie twyfel nie, want twyfel gaan ons. My boodskap vandag vir jou is om te sê dat wanneer jy twyfel, kyk na Jesus. Ek wil sê, daar gaan daar kom wanneer jy voel, Here, ek maak dit nie. Daar gaan daar kom wanneer jy jou lot aanvaar en sê, dit is maar waar ek is. Ek het al so lank gebid vir hierdie genesing. Ek het die Here al so lank vertrou vir hierdie deurbraak. Ek het die Here al so lank gevra. En ons spartel en ons bly sink. En die Here kom vandag na jou uit en hy sê, roep uit. Dalk is dit vandag jou oomblik. Dalk is dit vandag jou tyd. Waar jy ophou spartel. Waar jy besef, maar ek is besig om te sink. En waar jy in geloof uitroep, Here, red my. Here, red my. Ek kan nie meer so aangaan nie. Here, gryp in. Dalk en ek het jy nodig om dit bekend te maak. Want ek wil vandag vir jou sê, almal van ons wat hier sit in hierdie gebou vandag. Almal van ons het oomblikke van klein geloof. Waar? Is dit so? Almal het oomblikke van klein geloof. Maar ek wil vandag jou herinner, dat toe Petrus uitroep, Here red my, het Jesus sy hand geneem. Hy het hom teruggeneem na die boot toe. Ek het baie keer na hierdie storie gekyk, ek wonder of Jesus vir Petrus gegryp en sê, ja, nee, omdat jy nie geglo het, nee, kom ons gaan boot toe. Ek dink jy het dit gedoen, nee. Wat sê jy? Ek kan nie hoor nie. Ja, wat? Die Bybel sê, Jesus het sy hand uitgesteek. Hy het hom na die boot toe geneem. Maar hoor hierdie wonderlike gedeelte. Hy het hom sy hand uitgesteek. Hy het hom vasgegryp. Hy het hom teruggeneem na die boot toe. Hy het laat die storm bedaar. Die Bybel sê toe in die bootjie klim, het die storm gaan lê. En hy wys toe weer aan sy disippels wie hy is. Ek wil jou vandag herinner, jy dien die Seun van God. Die ewige. Hy is die Here oor die storm. Hy is die redder van klein gelowiges. En hy eer geloof. Ek wil gou vir jou 'n paar praktiese goedjies gee wat jy kan doen in jou geloofslewe. Dis dinge wat ek elke dag in my lewe toepas om my te help. Want kom ons wees eerlik, die lewe is 'n uitdaging, man. Is dit nie so nie? Ons voel baie keer die houe op ons geloof neerslaan. Ons voel baie keer die golwe en die winde is te groot. Ons wankel baie. Ons sukkel gereeld. Ons worstel baie. Maar ek wil vandag vir jou sê, kry vir jou 'n fokusvers. Wat beteken dit? Kry vir jou 'n woord wat jy oor jou wat jy bid, wat jy oor jou huis, oor jou gesin uitroep.
Ek wil jou uitdaag. Een van my fokusverse in my lewe is Filippense 4 vers 19. Ek weet. Nie ek dink nie. Sê saam met my, ek weet dat my God in elke behoefte van my ryklik gaan voorsien. Volgens die rykdom wat daar is in Christus Jesus. Dis 'n fokusvers, want weet jy wat gebeur wanneer ek op 'n vers fokus? Dit rig my oë op Jesus en op sy beloftes vir my lewe. Halleluja! Weet julle wat doen ek in die tweede plek? Ek noem my storm. So baie keer is ons bang vir die storm, ek gaan dit nie sê nie. Nee, moenie negatief wees nie. Hoekom noem ek my storm? Want dit wat ek noem, dit kan genees word. Here help my, ek is besig om te sink. Here help my, hierdie finansiële druk kry my onder. Here help my, hierdie siekte kry my onder. Here, ek weet nie meer hoe om hierdie verhoudinge te herstel nie. Ek weet nie meer versoening te bewerk nie. Here, help my. So op daardie oomblik wanneer ons eerlik is met ons storms. So op daardie oomblik wanneer ons eerlik uitroep en sê, Here, vir lank genoeg het ek probeer. Help my. En dan kom Jesus en hy red jou uit daardie omstandigheid uit. Maar die derde ding is, reageer onmiddellik wanneer jy begin voel jy sink. Moenie wag nie. Moenie wag nie. Begin dadelik reageer. En wat was Petrus se reaksie? Hy het dadelik geroep, Here red my. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy voel jy begin sink, wanneer die geloofshoue op jou geloof neerslaan, wanneer jy voel ek word oorweldig, dis op daardie oomblik wat jy uitroep in gebed en sê, Here, red my. Want wat doen gebed? Ek weet nie van jou nie, maar kort gebede, lang gebede is kragtig wanneer die golwe hoog is. Want ek weet nie van jou nie, want wanneer dit die donkerste in ons lewe is, dan bid ons eerlikste gebede. Is dit nie so nie? Wanneer dit die donkerste om ons is. En hy het nie 'n lang gebed gehad nie. Hierdie was nie 'n teologiese gebed nie. Hierdie was 'n gebed van nood. Hy sê, Here, U ken my omstandighede. U sien die golwe. U ken die druk wat ek beleef. Here, ek glo U woord. Ek sukkel vandag. Ek wankel. Roep uit. Draai weer jou fokus terug na Jesus toe. Kry weer daardie fokusvers. Kyk jou berg in die oë. Spreek hom aan. Sê al is my geloof klein. Vandag spreek ek hierdie berg aan en sê werp jou in die see. En so sal dit wees. Ek wil jou vandag aanmoedig. Die storm wat jy beleef, die uitdaging wat jy op die oomblik ervaar, die krisis is op die oomblik dalk so groot, jy voel die stem van hierdie uitdaging praat so hard, dat jy eintlik maar wegkruip onder hierdie onsekerheid. Maar ek wil vandag vir jou sê, die stem van die vyand is nie soewerein oor jou lewe nie. Die stem van die vyand het geen krag oor jou lewe nie. Daar is een stem wat soewerein is oor jou lewe, en dit is God se stem. Daar is een stem wat saak maak. Daar is een woord, en dit is die woord en die brood van die lewe, en sonder dit kan ons nie. God se woord oor jou lewe is soewerein. En hy het oor jou uitgeroep. Jy is geseënd. Hy het oor jou uitgeroep, jy is die kop en nie die stert nie. Hy het oor jou uitgeroep, jy is bo en nie onder nie. Hy het oor jou uitgeroep, jy sal suksesvol wees in jou ingaan en aan jou uitgaan. Ek wil jou vandag herinner, daar is woord oor jou lewe uitgeroep. Daar is beloftes waarin jy vashou. En hierdie woord, wanneer ek die getrouheid daarvan meet, kom ons kyk, wat sê hierdie Psalm. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudheid is hy op 'n hoë mate beproef. Daarom sal ek nie vrees nie. Al waggel die aarde en wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skyn, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van die rivier maak die God stad bly. Die wat daar binne in woon, sal nie wankel nie. God sal help as die dag aanbreek.
Halleluja! Psalm 46. Psalm 46, wat 'n kragtige vers. So ek wil jou herinner vandag, kind van die Here. Die Here het jou nie gelos om 'n oorlog te veg nie. Hy het jou 'n oorwinning gegee om in te wandel. Hy het jou nie gelos om 'n oorlog te veg nie. Hy het vir jou oorwinning gegee om in te wandel. En toe Jesus in daardie skuitjie klim en die storm gaan lê, en in 'n ander verhaal toe hy na die boot klim en die storm is so, en hulle maak hom wakker en hulle sê, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie, en God wys sy omgee, dat Jesus staan en hy spreek die storm aan en hy sê, wees stil, en die storm het gaan lê. Wil ek vandag, kind van die Here, oor jou lewe uitroep, storm, wees stil. Ek wil jou lewe profeties uitroep vandag en sê, storm, wees stil in Jesus naam. Ek wil oor jou lewe uitroep, die sorg en die voorsiening en die oorwinning waartoe jy geroep is om in te wandel. Ek wil jou vandag oproep, as kind van die Here, hou op om te bly spartel. Roep uit, Here, red my. En hy sal jou terugneem na die bootjie toe. Die storm sal gaan lê, en hy sal weer eens aan jou openbaar, wie is hy? Hy is die Here oor die storm. Hy is die redder van klein gelowiges. En ons almal sê, amen en amen. Almal sê, amen. Almal sê amen. Amen. Jy het so gesê, nie ek nie. Halleluja. Halleluja. So vandag, kind van die Here, al struikel jy, al wankel jy, al vroeg jy, ek wil jou vandag aanmoedig, jy is nie buite die bereik van jou redder se hand nie. En ons almal sê,